Goeiemôre, ek is Jimmy Meyer. Ek en my vrou is al 20 jaar in die Here se diens en ons sien maar net dat hierdie Hosea 4 vers 6 waar die Here sê my mense gaan ten gronde weens gebrek aan kennis, dat dit maar net so is en dit raak al meer 'n werklikheid. Daarom moet ek vir julle verduidelik oor wedergeboorte. In Johannes 3 vers 3 tot 6 sê Jesus van Nikodemus, hoekom moet hy wedergebore word? Basies is dit maar, jy moet op 'n punt kom waar jy besef dat ek maak 'n gemors van my lewe en ek is ongelukkig en verhoudings om my is vernietig en ek kan nie so aangaan nie en ek die Here as my saligmaker nodig. En dan sê jy vir die Here, ek het U nodig in my lewe, ek kan nie so aangaan nie, ek het verandering nodig. Die volgende ding is sondebelydenis, dat jy sondes bely en alle sondes wat in jou gedagtes opkom en jy bely. Jy gaan die res van jou lewe gaan jy sondes bely, maar nou of in die begin enige sonde wat in jou gedagtes opkom, bely dit net voor die Here en sê vir die Here, jy is jammer daaroor en jy gaan wegdry van jou ou weë af. En dat jy hom wil volg met jou hele hart. Daarna is die oplegging van die hande, waar vir jou gebid word, en gebid word dat jy die Heilige Gees sal ontvang. En sonder die Heilige Gees kan ons nie ons Christenskap uitlewe nie. Dit is die absolute sement, wil ek amper sê, om ons Christenskap nie uit te lewe. En daarna moet die doop plaasvind, en die doop is dit is die simbool van die dood van die ou mens en opstaan van die nuwe mens in Christus. En dan is dit Johannes 1 vers 2 tot 3, wat sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van die man nie, maar uit God gebore is. En dan is jy wedergebore en dan moet jy dit vat. En jou Bybel lees, dat jy absoluut weet, wie is die Here, waarvoor staan hy, wat jy aangeneem het. En dan moet jy weet, jy is in 'n oorlog betrokke, terwyl jy die duiwel dien, en in sy speelveld speel, is hy tevrede met jou. Maar die oomblik wat jy jou hand opsteek om die Here te dien, dan is jy in 'n oorlog betrokke. En daarom moet ons die woord lees en weet wat daar in staan, want jou wapens wat jy gaan gebruik, is in die woord. En volgende keer sal ons praat oor die wapens wat jy nodig het om die Here te kan aanhou dien. Dankie.